Ons lees in Lukas 18 die bekende gelykenis oor die fariseer en die tollenaar wat tempel toe gaan om te bid. En die gelykenis kan ons ook in die Engelse term beskryf, the good, the bad and the justified. Die bekende akteur Gregory Peck het een keer in 'n restaurantlyn gestaan en wag vir 'n tafel by 'n stampvol Los Angeles restaurant. Hulle het al 'n hele tyd gewag en die mense wat die tafels beset het maar 'n tyd geneem en dat die nuwe sitplek vinnig oopgegaan nie. Hulle was nog nie eens naby om ingelaat te word nie en een van sy vriende het ongeduldig geraak en vir hom gesê, "Hoekom sê jy nie vir die hoofkelner wie jy is nie?" En Gregory Peck het met groot wysheid geantwoord, "As jy nog vir mense moet sê wie jy is, dan is jy nog nie regtig 'n bekende persoon nie." En dit is 'n les wat lyk of die fariseer in ons storie blykbaar nooit geleer het nie. Sy gebed, as jy dit 'n gebed kan noem, het als oor homself gegaan. Hy het probeer om homself te adverteer by die Here. Geen wonder dat Lukas hom so beskrywe. Die fariseer het by homself gestaan en so gebid. Dis 'n baie gepaste beskrywing. Hy sou beter gedoen het as hy hierdie woorde van Gregory Peck in sy oor kon laat fluister het, dat as jy vir die Here nog moet herinner wie hy is, dan het jy dit nog nie gemaak nie. Jy sien, hierdie fariseer het 'n ek-probleem gehad. 5 keer kry daar die klein voornaamwoord ek in die paar verse. Hy het 'n opgeblaase siening gehad oor wie hy was, en 'n siening wat baie min oor die Here gedraai het. Weet jy, C.S. Lewis het by geleentheid hierdie wyse woorde gesê, "A proud man is always looking down on things and people, and of course, as long as you are looking down, you can't see something that is above you." Die tollenaar aan die ander kant het nie nodig gehad om iets vir die Here te sê oor wie hy was nie. Hy het goed geweet wat sy soort mens hy was, en hy het ook geweet dat die Here weet wie hy was. Sy gebed was daarom nie iets waarmee hy homself mee wou bevorder nie. Dit was eerder 'n uitroep om genade. Hy het nie probeer om iets oor homself te adverteer nie, maar om baie laag te buig voor 'n heilige God. Jesus het gesê, dit is hierdie man wat geregverdig huis toe gegaan het. Om regverdig verklaar te word beteken dat jy toegang tot die Here het, dat jou skuld weggeneem is. Die tollenaar was iemand wat in die regte verhouding met God huis toe gaan, terwyl die fariseer wat so seker was van sy eie goedheid, huis toe gaan as iemand wat nog nie vrede met God gevind het nie. En die sleutel is in hierdie wonderlike woorde, elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. Hy wat nederig is, sal verhoog word. Nou wonder ek of jy al kon buig voor die Here. Het jy jou al verneder voor die Here, jou sonde erken, bely wie jy is? Dit is die sleutel om in die regte verhouding met die Here te staan. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie wonderlike woorde, dat hy wat hom verneder, hy sal verhoog word. Amen.